Goeiedag en baie welkom by Joy Radio. My naam is Jaco Pieter en hier in die program ontsluit die woord gesels ons vandag oor sielsgesprekke, hoe ons gesprekke met ons hart moet voer en hoe ons dit wat regtig vir ons belangrik is in ons lewe met die Here kan bespreek, maar nie net met die Here nie, ook met die mense rondom ons en dat ons dan op so 'n manier ook dit wat regtig op ons harte is kan sê sonder dat ons daaroor skuldig voel of sonder dat ons daaroor hoef skaam te wees. Ons elkeen het 'n binnewêreld waar ons 'n privaat plek het vir onsself, 'n privaat gedeelte, 'n alleen plek, waar ons met onsself vergader en waar ons eie denke koester of ons eie denke vertroetel, of waar ons natuurlik met die Here praat. 'n Gedeelte waar ons stil word en in ons eie kop dink oor dinge wat ons nie noodwendig met mense deel nie. En hierdie gedeelte van ons siel, hierdie privaat wêreld, hierdie fyn sensitiewe self, is een van ons belangrike komponente van ons wat ons totale menswees natuurlik saamvat en omvou en wat in ons totale menswees 'n groot invloed het op wie ons is, hoe ons dink en wat ons doen. En daarom is dit belangrik dat ons in hierdie privaat wêreld, hier waar ons privaat gesprekke voer, dat ons in hierdie komponent baie gesond moet wees en seker moet maak dat ons in hierdie komponent die regte gesprekke voer, die regte tipe van denke het. Ons lees in Spreuke dat die gees van die mens vir 'n mens baie belangrik is, want 'n vrolike hart hou die liggaam gesond, lees ons in Spreuke 17, maar wanneer die gees van die mens verslae is, gaan die gebeentes verdroog. En daarom weet ons dat ons innerlike wese, ons innerlike mens, 'n sleutelkomponent is wanneer ons in ons binnewêreld oor God praat en wanneer ons in ons lewe die dieper dinge van ons wese met God wil bespreek. Reg deur die psalms kry ons baie voorbeelde wat ons regtig kan help om in ons eie situasie en ons eie konteks met die Here te praat. So daar's soveel woordeskat wat ons by die psalmdigters kan leer. Daar's soveel uitdrukkings van emosie en formulering van ervarings wat ons by die psalmdigters kan leer. Dink byvoorbeeld aan Psalm 22 waar die digter skryf: my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? Dink net hoeveel dit vir mense kan beteken wat voel dat God ver is, wat voel asof die Here nie teenwoordig is nie, asof die Here hulle nie antwoord nie, en asof die Here ook ver bly, soos wat die digter in Psalm 22 dit dan beskryf. Hierdie woorde help ons dan natuurlik ook om vir Jesus beter te verstaan, want dit is juis hierdie Psalm wat Jesus aanhaal aan die kruis, wanneer hy sê, my God, waarom het U my verlaat? So dit is vir ons natuurlik baie belangrik om dan hierdie woordeskat ook by die digters te leer. In Psalm 22 kry ons ook metafore wat die digter gebruik om dit wat in sy siel aan die gang is, te formuleer en om ook te help om dinge te herformuleer. Maar vir hom gaan dit oor die volgende, om te sê, Here, ek voel soos 'n wurm, ek voel soos water wat uitgegooi is, ek voel soos 'n potskerp wat gebreek is, en deur hierdie metafore kom gee hy uitdrukking aan dit wat binne in sy siel gebeur, dit wat in sy privaat wêreld gebeur, en hy praat met die Here daaroor, en hierdie leer vir ons natuurlik met watter tipe verwagting die digter na die Here toe gaan, want die digter gaan met hierdie verwagting van daar gaan 'n oplossing kom en die Here gaan sy gebed verhoor. En ons lees dan ook in Psalm 22 dat die Here sy gebed verhoor het en dat hy sê dat hy nou die Here se naam wil groot maak en wil getuig oor God, omdat die Here by hom teenwoordig is in sy lewe. So as jou situasie soos die digter van Psalm 22 is, dan kan jy by hom aanhak en dalk gaan voel en praat en dink met oor wat in jou binnekant gebeur, en jy kan dit formuleer teenoor die Here. Miskien gaan jy ander beelde gebruik of ander metafore, of miskien is jou behoeftes anders as wat die digter in Psalm 22 gehad het. Dan dink ons ook in Psalm 16 byvoorbeeld, waar die digter kom en hy vir die Here sê dat hy by hom skuiling vind, dat hy by die Here veilig is, en dat die Here die een is wat hy aanbid. En hy begin onmiddellik deur 'n belydenis te maak teenoor die Here. So hierin leer ons hoe belangrik dit is dat ons ook 'n belydenis moet hê wanneer ons binnewêreld met die Here deel.
Want ons is ook in ons binnewêreld oortuig van wie God is en wat God doen, en daarom moet ons ook 'n getuienis lewer en 'n belydenis gee teenoor God en wat God vir ons beteken, wie God vir ons is in sy wese. En die digter in Psalm 16 sê vir die Here in hierdie getuienis: U is die Here. Ek het gesê, U is my God. En deur hierdie belydenis en getuienis praat hy oor God wat die skepper God is, die Here wat in beheer is, die Here wat voorsien, die Here wat vir Israel uit Egipte uitgelei het, en hy verwys na al die werkinge van God soos wat hy die Here ken. En hierin is ook vir ons 'n belangrike komponent van ons innerlike wese en help ons ook met woordeskat vir ons siel, om in ons sielskomponent ook vir die Here te sê, hy is ons God, en dat hy die heel belangrikste in ons lewe is. Want wanneer ons dit vir die Here sê, gee ons nie net onsself oor aan hom nie, maar ons erken en bely ook hier dat hy in beheer is van ons lewe. En dit is vir ons so belangrik in ons innerlike wese om daarvan ook kennis te dra en onsself voortdurend in ons binnekant daaraan te herinner dat die Here die een is wat in beheer bly, dat die Here die een is wat in beheer is, dat hy die een is wat alles in sy hand vashou, en dat ons vanuit sy genade en vanuit sy liefde en deernis kan lewe, en dat ons ook kan weet dat hy wat die hele ganse skepping regeer, ook ons lewe regeer, ook in ons lewe beheer uitoefen. En dit is ook belangrik vir jou, dat jy vandag besef dat God vir jou liefhet, dat hy ook jou Here is, en dat jy ook in jou innerlike wese met 'n vaste oortuiging kan leef en kan glo dat God by jou is. Want ons weet ook dat mense afgode aanbid. Ons weet ook daar's mense wat afgode dien en wat agter afgode aanloop, dooie gode. En die digter kom en hy distansieer hom daarvan, om te sê, Here, ek wil met sulke mense niks te maak hê nie, mag elkeen wat 'n ander God aanbid, baie smarte belewe. En hiermee wil hy sê dat hy hom totaal distansieer van sulke mense wat sulke dinge doen. En dit leer ook vir my en vir jou, dat ons vanuit ons sielskomponent met die Here kan praat en ook vir hom sê, dat al hierdie slegte goed gebeur in ons wêreld, dat die mense wat ander gode aanbid, al hierdie verskriklike dinge doen, maar dat ons wat sy kinders is, ons nie hiermee wil vereenselwig nie, dat ons eintlik hiervan los wil wees. En alles wat die Here vir ons doen, gee vir ons vreugde, en dit is belangrik dat ons in ons innerlike wêreld ons moet voed met hierdie brood van die lewe, met die woorde wat God vir ons gee in sy woord, dat ons ook in ons innerlike komponent, wanneer ons met die Here praat, dit in gedagte hou. Alles wat die Here vir ons doen, maak ons vol vreugde, want hy is die grootste geskenk wat ons nog ooit gekry het. Die Here het ook vir jou 'n pragtige deel afgemeet, lees ons in Psalm 16, en wat ons ontvang het van hom af, is mooi. Hy gee vir ons die mooiste dinge in die lewe, en ons kan nie uitgepraat raak oor al die goeie dinge wat ons by God ervaar nie. En dit is vir jou sielsdimensie ook so belangrik, dat jy moet praat oor die goeie dinge wat die Here in jou lewe doen. Soos ons reis deur die psalms, gaan jy agterkom dat hier soveel mooi woordeskat en beelde is, wat jou kan help dat jy vanuit jou sielsdimensie met God kan praat. En baie van die digters lê sommer die woorde in ons mond. So maklik maak hulle dit vir ons om met die Here te praat. By die Here is ek altyd veilig, sê die digter in Psalm 16. Want die Here hou my nie net veilig nie, maar hy lei my ook op die regte pad. En daarom gaan my blydskap nooit ophou nie, sê die digter. Die digter kom dan en hy maak dit baie duidelik dat God die een is wat in alle omstandighede in beheer is en in beheer bly. En daarom gaan die digter en hy sê die dood kan niemand vir wie God liefhet uit sy hand wegruk nie. En hy sal glad nie in die graf kom nie. Hy sal nie in die graf beland nie, want die Here sal hom leer hoe om reg te lewe. Die Here is die een wat vir hom sal sorg. Die Here is die een wat by hom is, die een wat hom dra, die een wat in alle omstandighede by hom is,
en hy is die Here wat vir hom in lewe en sterwe naby sal wees. En dit is die getuienis wat hy aflewer, om te sê, maar God is die een wat hom laat reg lewe. En God is dan ook die een wat vir hom blydskap gee, en wat saam met hom is, die hele tyd, elke tree van sy lewe. Want hy gee aan sy kinders die heel beste wat daar is. Hulle kry net die mooiste wat die Here aanbied. En dit is ook in ons lewe waar, dat die Here ons red van die graf, dat hy die een is wat in ons lewe inspreek en inwerk. 'n Volgende psalm wat ons vandag na kan kyk, wat ons help met ons sielsgesprekke, is Psalm 63. En in Psalm 63 begin die digter met die klassieke uitroep, my God, ek soek U, ek verlang na U, soos iemand wat baie dors is. Dit lees ons ook in Psalm 42, wanneer die digter skryf, my God, ek dors na U, ek smag na U, soos wat 'n wildsbok in droë lande dors na water. En dan kom hy, wanneer hy dit sê, en hy leer vir ons, dat ons ook uit ons sielskomponent moeite moet doen, om ons begeerte teenoor die Here, of na die Here te verbaliseer, dat ons met die Here moet praat, oor hoe ons hom graag in ons lewe wil hê, hoe ons graag wil hê, hy vir ons moet sorg, want hy verlang na iemand, soos hy verlang na God, soos iemand wat verlang na water, wat baie dors is. En hierdie uitdrukking leer vir ons natuurlik ook, om vanuit ons siel uit met God te praat, en vir die Here te sê, hoe nodig ons hom elke dag van ons lewe het. Hy gaan verder en sê, met alles wat ek het, begeer ek om by U te wees. En hierdie moet ook vir ons in ons doen en late inspireer, en vir ons help om te besef hoe belangrik dit is, dat ons in God se teenwoordigheid tyd moet vertoef. Want ons is so geneig om so vinnig deur ons geloofslewe te gaan en deur ons stilte tyd te gaan, dat ons nie moeite doen om in God se teenwoordigheid in te gaan nie. Want ons kan in God se teenwoordigheid kom deur die Heilige Gees. En ons kan in God se teenwoordigheid natuurlik lewe, genesing vind, sy teenwoordigheid vind en sy nabyheid. So verlang hy dan met sy hele wese na die Here, en hy wil die Here aanbid. Hy wil God se grootheid en sy krag beleef, en hy wil graag die Here in sy innerlike wese voel, want hy weet in sy geloof dat God tasbaar is, dat God die een is wat vir hom in sy lewe die deurslaggewende faktor gee, dat sy teenwoordigheid, die teenwoordigheid van God in sy lewe vir hom kom heel maak, kom genesing gee, kom rustigheid gee en kom stabiliteit gee, omdat hy deur soveel moeilike dinge gaan. Die digter in Psalm 63, Dawid, hy bly in die woestyn van Juda en hy kry swaar, maar hy weet, in God se teenwoordigheid sal hy stabiliteit vind, sal hy weer rustigheid vind, en sal hy God se nabyheid beleef. Hy wil so graag God se krag beleef, want hy het God nodig in sy lewe. Hy het God se nabyheid nodig, sodat hy kan voortgaan om in sy lewe met sin en betekenis te kan lewe. Hy wil eerder God se liefde ervaar. En hy skryf so mooi, U liefde is meer werd as die lewe. En hierdie is absolute uitspraak wat die siel lewer. Want dit is 'n innerlike oortuiging en 'n innerlike wete. Dit is nie net kopkennis of hartskennis nie, dis ervaringskennis wat hier praat. En ons kan hier leer dat ons ook met ervaring, met ons geloofservaring met God kan praat en teenoor hom kan bely en met hom kan praat oor wat ons ervaar. En dat ons ook saam met Dawid kan sê, God se liefde is baie meer werd as die lewe. Dis beter om God se liefde te ervaar as wat ons dink, of baie beter as wat ons dink. En dit beteken vir ons baie meer as wat ons ooit sou kon raai. En hy sê dan, dit is beter om U liefde te ervaar as om oud te word sonder U. En hierdie is vir ons ook so belangrik. Dit help ons om perspektief te kry op ons lewe, en dit help ons om perspektief te kry op ons situasie waarbinne ons leef. Ek weet nie,
wat jou omstandighede is of wat dit is wat deur jou gaan nie, maar wat belangrik is dat jy weet dat God se liefde jou omvou. En wanneer jy weet dat God se liefde jou omvou en dat sy liefde vir jou alles in jou lewe is en alles vir jou beteken, dan kan 'n mens saam met Dawid by die punt kom soos wat hy maak in Psalm 63, om die Here te loof. Ons lees ook in klomp van die psalms, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat my siekte genees, wat my red van die sonde en wat by my teenwoordig is. En Dawid kom ook in Psalm 63 en dan sê hy, ek wil u loof vir u liefde. Ek wil u loof daarvoor dat u liefde meer werd is as die lewe. Ek sal u met my hele lewe prys. En hiermee gee hy ook te kenne dat hy in 'n lof uitbreek, in 'n lof uitbarsting, as 'n mens dit so kan sê, losbreek en net vir die Here sê wat hy als beleef en wat hy alles voel en hoe naby hy aan God voel en hoe hy dankbaar is teenoor die Here dat sy liefde vir hom so beïnvloed en so verander en so vertroos en soveel bemoediging gee en vastigheid en standvastigheid in sy situasie, dat hy kan weet, ongeag die moeilike situasie waarbinne hy sit, dat God se liefde vir hom absoluut omvou en dat God se liefde vir hom ook vertroosting bring en dat God se liefde ook vir hom naby is. Hy sê, ek sal my hande in die lig opsteek om u naam groot te maak, om u te prys, maak my lewe vol en ryk. En hierdie is deel van die woordeskat van ons siel, om te besef en te ervaar en te glo dat God se liefde ons lewe vervul, dat God se liefde ons lewe vol maak en dat sy liefde vir ons in alle omstandighede naby is en by ons is en ons help om in ons lewe deur enige situasie te kan gaan, omdat ons weet dat hy vir ons die goeie geskenke van die lewe gee. En dit is wat Dawid ook praat, want hierdie geskenke wat die Here vir hom gee, is ook geskenke van wat in die siel aan die gang is, wat in jou binnekant gebeur, in jou innerlike wese, in jou innerlike mens, dat jy kan weet dat die Here vir jou daar naby is, dat hy die een is wat vir jou daar dra, en dat hy die een is wat in alle omstandighede naby is. En hy gee vir ons soveel mooi dinge, en dit is wanneer ons dit raak sien in ons siel, wanneer ons dit raak sien in ons innerlike wese, dat ons regtig die rykdom van God ervaar, die goedheid van God en sy grootheid en sy almag ervaar, en weet dat hy in alle situasies vir ons net die beste wil gee. En dat God se bedoeling met jou lewe ook 'n goeie bedoeling is. En dit is so dat die lewe baie keer in ons lewe dinge kom omkrap en deurmekaar maak. Maar ten spyte daarvan het die Here 'n doel wat hy in elkeen van ons se lewe wil bereik. En dit is ook waar van jou lewe, dat die Here ook in jou lewe iets wil bereik, dat hy met jou iets wil bereik. Omdat jy sy kind is en omdat jy vir hom so belangrik is, kan jy weet dat die Here ook met jou lewe 'n plan het. En dan sê Dawid, ek is bly oor die Here. Is dit nie 'n mooi uitdrukking wat hy hier gee, wanneer hy praat oor wat regtig in sy siel aan die gang is, en hoe dankbaar hy teenoor die Here is, dat die Here daar is, en dat die Here vir hom krag gee, en dat die Here vir hom lei, en dat die Here vir hom help, want hy wil gaan sing oor die naam van die Here. Ek wil die naam vrolik besing, en dan gaan Dawid verder, of ek gaan slaap, en as ek gaan slaap wil ek u naam groot maak, of as ek in die nag oor u dink, wil ek u naam vrolik besing. En hier is 'n baie interessante ding wat gebeur, want die nag is baie keer vir ons die moeilikste tyd van die dag. Dit is die nag wanneer ons siel deur van die moeilikste tye gaan. Baie mense noem dit the dark night of the soul. En dit is die tyd wat ons regtig beleef hoe groot ons probleme is. Nou Dawid sê hier, dat wanneer hy al hierdie voorafgaande dinge in die Psalm doen en sê teenoor God, dan is hy in die aand vrolik. Dan is sy siel op 'n ander golflengte ingestel. Dan is sy siel gefokus op wie die Here is. En dan, as hy in die nag wakker bly,
sal hy lofliedere sing, nommer 1, en hy sal aan God dink. Daar is psalms waar Dawid ook skryf, hy lê in die aand en huil. En dan is daar psalms waar Dawid skryf, ek leer in die nag by die Here. In die nagte as ek by U leer, as die Here praat. En dit is ook in ons lewe waar, nou ek weet nie van jou in jou lewe nie, maar dit gebeur baie keer in ons lewens, dat ons deur al hierdie tipe van seisoene kan gaan. Dat ons deur die seisoen gaan waar ons, soos Dawid, dankbaar is teenoor die Here. Dit kan wees dat ons in die aand wakker bly en huil. Dit kan wees dat ons in die aand dink oor wie die Here is. Maar Dawid leer ons in Psalm 63 'n belangrike geheim. En hierdie geheim is dat wanneer ons siel oopmaak vir die Here, wanneer ons siel ontsluit teenoor God en ons die Here begeer met ons hele wese en ons die Here loof en verlang om die Here te ervaar, om sy liefde te beleef, om sy teenwoordigheid te beleef in hierdie krisis waardeur ons moet gaan, of deur die uitdaging waardeur ons moet gaan, kan ons dan ook soos Dawid op die punt kom waar ons kan sê, as ek nou terugkyk op my dag, en ek kyk terug na al my slegte dinge, ek kyk terug na al my ellende waardeur ek gegaan het, en ek sien raak wat my bedreiging is, wat die dinge is wat my bedreig. Ek sien dit raak aan die een kant, aan die ander kant sien ek raak dat God by my is. Ek sien raak dat God die een is wat my lewe vir my kom verander, en wanneer ek raak sien wat God doen, as ek raak sien wie God is, dan verander alles in my lewe. En Suster Teresa van Avila het geskryf in die 1600s, dat ons sintuie ons baie keer om die bos kan lei, dit wat ons hoor en dit wat ons sien en so aan. Dat ons baie keer onsself kan mislei deur inligting van buite af toe te laat om ons sielsdimensie te kom deur mekaar krap, of ons siel te kom besoedel, of dat ons toegee aan die druk wat van buite afkom. En sy sê dat dit so belangrik is dat ons hierdie inligting wat van buite afkom moet filter en moet seker maak dat die regte inligting na ons innerlike wese toe gaan. Daarom moet ons nie toelaat dat dinge van buite af ons so verskriklik ontstel nie. Ons moet nie toelaat dat dit wat ons hoor en ons sien ons so ontwrig nie. Ons lees in die Bybel, dis baie beter om op die Here te vertrou. En Dawid leer ons hier dat ons in ons lewe ook nie moet toelaat dat ons eksterne faktore, die eksterne omgewing of ons eksterne situasie of konteks waarbinne ons onsself bevind, moet toelaat of die mag gee om oor ons beheer uit te oefen nie. Want vanuit ons sielsdimensie het ons nuwe woordeskat. En so kan ons verder deur die Psalm gaan en sê, ons weet dat die mense wat teen die Here wil veg, van hulle niks sal oorbly nie. Dat daardie mense verlore sal gaan. En dan kom Dawid en hy sê, die regeerder sal bly wees oor God, en elkeen wat erken dat die Here die God is, sal sy naam groot maak. Maar die probleem vandag is, daar is soveel mense wat nie erken dat die Here God is nie. Daar is soveel mense wat ongelowig is, mense wat nie glo nie, mense wat absoluut hulle rug op die Here draai en 'n lewe leef sonder hom. En hoeveel ellende wag daar nie vir hierdie mense nie? Hoe groot is die dilemma en die krisis vir elkeen wat sonder die Here wil leef? Want as jy sonder die Here wil leef, gaan jy regtig deur die duisternis opgeneem word en opgeslurp word en gaan jou lewe daarmee heen wees. Gaan jy alles verloor. En daarom is dit vir my en jou belangrik om vandag weer te erken dat die Here God is, dat ons hom aanvaar as die verlosser, dat ons hom aanvaar as die skepper God. Want die probleem van hierdie wêreld is die duister magte wat so aktief werk, wat soveel dinge doen en soveel mense se lewens beheer. En mense gee hulle self oor aan die duiwel, mense gee hulle self oor aan die bose, want hulle luister met hulle siel na die verkeerde ding, hulle laat toe dat die goed van buite af hulle siel kom omkrap en besoedel,
Maar vir ons is dit belangrik om te weet dat ons siel suiwer moet bly voor die Here. En almal wat op die Here vertrou, sal ook bly wees, skryf Dawid. Almal wat op die Here vertrou, sal ook bly wees. En hierdie blydskap is 'n blydskap wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie blydskap is 'n oortuiging van die Gees, is 'n oortuiging van die siel. Dis 'n oorgawe wat die siel maak aan die Here om te sê ek behoort aan U. En deel hiervan is die innerlike vreugde en die innerlike vrede wat deur ons vloei, want dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En in ons siel kan ons nie leef as die Heilige Gees nie in ons leef nie. Want dit is die Heilige Gees wat vir ons help, dat ons siel met die regte woordeskat praat, dat ons siel op die regte manier reageer, en op die regte manier kyk na dinge. Maar die Heilige Gees leer ons ook, dat ons God raak sien, dat ons God hoor, dat ons God verstaan, tot die mate wat ons hom kan verstaan, en dat ons die vryheid beleef, wat die Here vir ons gee, en dat ons op so 'n punt in ons lewe is, dat ons regtig die vryheid van God in ons lewe kan ervaar, en aanvaar, en op so 'n manier lewe, dat hy al die eer, die lof en die aanbidding kry. En dit is wat vir ons die sleutel in ons lewe is, die Heilige Gees, wat ook vir ons siel bid en namens ons intree met woorde, wat ons self nie kan sê nie, wat ons help dat wanneer ons sukkel om te praat, wanneer ons stotter en wanneer ons hakkel om ons dilemma in woorde om te sit vir die Here, dat die Heilige Gees die een is wat ons selfs daarin kom help. Dat hy die een is wat vir ons help om innerlik te genees. Hy is die een wat vir ons wysheid gee wanneer ons in ons lewe al ons wysheid opgedroog het en al ons kennis daarmee heen is, of as ons ervaring nie voldoende is om 'n nuwe situasie te hanteer nie, is die Heilige Gees daar om vir ons te help om daai situasie te hanteer. Sodat enige iets wat in ons lewe opduik en enige probleem of enige uitdaging wat oor ons pad kom, dat ons kan weet dat die Heilige Gees vir ons daar sal help, dat die Heilige Gees vir ons daar sal vertroos en dat die Heilige Gees vir ons wysheid sal gee. En dit is wat Jakobus ook leer, as iemand wysheid kort kom, moet hulle dit vir die Heilige Gees vra en die Heilige Gees sal dit gee aan elkeen. Die Heilige Gees leer ons dan ook in ons siel om die volle waarheid van Jesus te volg, om die volle waarheid van Jesus na te streef, om die volle waarheid van Jesus in ons lewe te beleef, om hom te sien, om hom te hoor, om hom te voel, en ons siel kan dan lewe met die lewe wat van die Heilige Gees afkom. En daarom kan ons saam met Dawid ook sê, die Here verdien om geprys te word, die Here verdien om ons lofsange te kry, die Here verdien om al ons mooi woorde oor hom te hoor, en ons moet daaroor praat, want dit is die manier, dis een van ons hanteringsmeganismes, om in hierdie lewe sinvol te kan lewe, en sinvol in ons lewe sin en betekenis te kan kry, sodat ons in ons lewe op so 'n manier kan leef, dat dit vir die Here aanvaarbaar is, want by hom is daar volkome redding en genade. My gebed vir jou is, dat jy in jou siel met God kan praat, dat jy in jou siel met die Here sal verbind, en dat jy jou siel sal oorgee aan God, en dat jy jou siel in God se hande sal plaas, dat jy sy lewe en sy vryheid en sy goedheid en teenwoordigheid kan ervaar, te midde van 'n wêreld wat ontaard en boos en vol boosheid is, dat jy kan weet dat jy die lewe van oorwinning leef, en dat jy dit alles kan doen in die naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ons wil U loof en prys, want U is die een wat vir ons lewe gee, U is die een wat ons siel aan die lewe hou, U is die een wat ons hierdie wonderlike mooi komponent gegee het in ons binnekant, wat ons totale wese Here aan U verbind, en by U kan wees, om U nabyheid te ervaar. Ons sê vir U daarvoor dankie, ons loof en prys U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.